Hallo almal, hoop het gaan goed met julle. Hier by ons gaan dit regtig goed. Eerste week is verby en ons het regtig dit geniet om sommer net saam te wees, ek en San, te gesels oor dinge, saam met die Here tyd te spandeer, die boek van Johannes, hoofstuk vir hoofstuk deur te lees en te sien wat die Here vir ons daardeur wil sê. En ek vertrou dit gaan ook goed met elkeen van julle, dat julle gesond is, hande was en by die reëls bly. Ek hoor mooi dinge van die gemeente, lekker prettige stories, mense wat plante plant, mense wat om hulle huis stap, ander wat weer op 'n klein hoewietjie bly en om die perd en die donkie stap, ander slaan tent op en bly in die agterplaas, kamp uit. So daar is heerlike goed, een vang tot vis van sy stoep af, maar dit lyk of dit op droë grond is, maar daar kom tog 'n vis daar uit aan die visstok vas. So ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar so hou ons besig en ons groei nader aan mekaar en nader aan die Here. Ek wil sommer net graag met die gemeente gesels oor Johannes. Ons is mos nou besig met die boek van Johannes en ek hoop die meeste van julle lees 'n hoofstuk 'n dag. Saterdag was dit nou Johannes 9 en toe ek dit nou lees, toe het daar 3 punte vir my uitgestaan wat ek net graag met julle wil deel, baie kortliks, nie lang stories nie, maar net 'n bemoedigende woord. Dit gaan niks oor corona nie, dit gaan niks oor COVID-19 nie, dit gaan niks oor afsondering nie, dit gaan niks oor die wederkoms nie, dit gaan om net bemoedig te word vir waar ons is en waar ons onsself bevind. So ek hoop julle vind dit ook so positief soos wat ek dit bevind het. In ons lewe gebeur daar mos allerlei dinge, daar's krisisse wat ons moet hanteer, daar's uitdagings, daar's pyn, daar's verliese, daar's finansiële krisisse wat ons van tyd tot tyd mag beleef. En wanneer 'n mens binne in so 'n ding sit, dan het mens baie keer vrae. Mens vra altyd hoekom, waarom, wat is die rede, en mens soek die rede want ons wil dit oplos. En die gedeelte in Johannes 9 is dan juist so geval van die ou wat blind gebore is, toe Jesus by hom uitkom en sien hierdie man is blind. Toe vra die disippels vir hom baie interessante vraag. En dis nou die eerste punt wat ek graag gou net wil lees. En dit is Johannes 9 vers 2 en 3. En sy disippels vra vir hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Dis die vraag wat gevra word. Wie het gesondig? En vandag is dit baie keer so, as dinge so skeefloop in 'n mens se lewe, daar's 'n krisis, daar's 'n berg voor 'n mens, of jy gaan deur die vallei van doodskade weer, dan doen 'n mens verskriklike selfondersoek en 'n mens wil uitvind, wat is fout, wat het ek verkeerd gedoen, wat kan ek reg doen? Ander mense kan na ons kyk en sê, maar hou het groot fout wees in daai huisgesin of in daai familie, maar kyk hoe gaan dit? Is daar nie dalk sonde nie? En dan kry mens die mense wat dan regtig oordeel en sê, dan moet sonde wees. So met hierdie vraag wat die disippels vir Jesus vra, antwoord hy vir hulle in vers 3. En daar sê hy, en Jesus antwoord en hy sê, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie. Niemand het gesondig nie, hy is blind, en hy is so gebore, en dan sê hy dit, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. En dit is die wonderlike ding van wanneer mens deur 'n situasie gaan, wanneer jy deur 'n krisis gaan, wanneer deur 'n uitdaging gaan, wanneer daar logies nie antwoorde is nie. Dit is dalk goed om selfondersoek te doen, dalk praat die Here met ons oor 'n sonde of 'n ding, of nie noodwendig 'n sonde nie, maar is dalk net 'n karaktertrek wat die Here wil verander, maar in hierdie geval was daar geen sonde nie. Maar Jesus sê vir hulle, God se werk moet deur hierdie situasie verheerlik word. En wanneer ons in 'n situasie is, dan moet Romeine 8:28 absoluut in ons gees weer galm, waar dit sê, ek wil dit graag lees, want ek wil dit reg quoteer. Daar staan, ek kan nie sonder my bril nie, jammer. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Jesus sê, deur Paulus, dat alles al ten goeie meewerk. En as jy nou al ooit in jou lewe deur 'n krisis is, aan die ander kant uit, kom ons sê, daar was 'n finansiële krisis, en daar het verligting gekom op 'n manier, dan, as jy terugkyk, dan kan mens amper sê, maar die somme werk nie, die boekhoudstelsel werk nie, want God se finansies werk anders as die wêreld se finansies, maar die Here het dit wat gebeur het,
ten goeie laat meewerk. En wat dan gebeur het, is dat God se werk word deur ons en in ons geopenbaar. So wanneer 'n krisis kom, moet ons weet, wanneer daar 'n situasie is wat ons sukkel mee, moet ons weet dat iewers gaan God se werk in ons lewe geopenbaar word aan ander. En openbaar beteken sigbaar aan ander, hoorbaar aan ander, verstaanbaar aan ander. So hulle gaan God verstaan, hulle gaan God se werk verstaan. Wanneer ons aan die kant uit is, maar ons moet weet dat hy ons nooit sal begewe, ons nooit sal verlaat nie, en dat alles sal ten goeie meewerk. Dit was die eerste punt. Die tweede punt, so hier is hierdie blinde ou, ons weet nie sy naam nie, weet nie wie het is nie, dis onbelangrik wie hy is, maar wat belangrik is dit wat die Here Jesus gedoen het in sy lewe op daai oomblik. So hierdie ou is nou gesond gemaak, Jesus het spoeg gevat en sand, grond aan sy oë gesit en hy het gesien. En so is die fariseërs absoluut versla oor wat hier aangaan, en hulle het hom ondervra, en hulle het hom weer ondervra, en hulle het sy ouers genader, ouers het gesê, maar hy kan maar vir homself praat, hy is groot, en hulle het al hierdie gesprekke met hom, want hulle wil antwoorde kry, want dit wat hulle sien, bots met wat hulle glo, en hulle gaan na die ou toe, en hulle vra vir hom, maar wie het dit gedoen, en hy bly maar net sê, dis Jesus, en toe niks meer sin maak nie, en hy nie meer antwoorde het nie, toe gee hy vir hulle hierdie antwoord, en dis in 9 vers 25, en hy antwoord, of hy nou 'n sondaar is, weet ek nie, maar een ding weet ek, dat ek was blind, en nou sien ek, dis al wat nou saak maak, ek was blind, maar nou kan ek sien, en baie keer soek mense antwoorde, in die wetenskap, in theorieë, in filosofiese denke, hulle soek self antwoorde in teologie, en wanneer ons antwoorde in teologie soek, en in ander plekke, sal ons dit nie kry nie, want die feit van die saak is, as die Here my gered het, hoe kan ek dit verklaar, as hy my vergewe van my sonde, hoe verklaar ek dit? Dis net deur sy liefde, en hierdie ou, al wat hy gehad het, is die lewe wat hy gehad het, was van blindheid, en skielik het hy hierdie lewe, dat hy kan sien, en dis al wat saak maak, en in my en jou lewe, moet al wat saak maak vir ons, moet maar net wees dat die Here werk, ons weet hy gaan ons deurvat, ons weet hy is getrou, ons weet as ons gaan terugkyk, kan ons regtig sien dat alles het in goeie meegewerk, en al wat ons het, is om te sê, hy het my genees, hy het my deurgedra, hoe weet ek nie, ek verstaan dit nie, dit maak nie sin nie, maar al wat ek weet, dit was hy wat het gedoen het, en dit is 'n amazing, dit is onverklaarbaar baie keer, maar dit is die amazing gedeelte om met die Here op pad te stap. Hy het nie vir ons beloof dat sal altyd net goed gaan nie, hy het vir ons gesê, hy sal met ons wees. So hier is die ou, hy was blind, hy kan sien, en al wat hy weet, is ek was blind, en nou kan ek sien. En al wat jy moet vanaand weet, of vandag weet, of môreoggend weet, is dat die Here is getrou, en hy sal jou deurhelp, hy sal jou dra, en as jy blind was, vir geestelike dinge, kom ons sê, daar is iets in die skrif wat jy nie verstaan nie, en jy kom met 'n agtergrond van, wat anders is, wat ons byvoorbeeld in die gemeente bedien, dalk was jy blind, en nou wil die Here jou oë oopmaak, en familie, en vriende, en ander teoloog gaan dit dalk nie verstaan nie, maar jy gaan net dit weet, dat jy was blind, maar nou kan jy sien. En dan die derde gedeelte, wat hier staan, wat vir my opgeval het, is vers 31, en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand godvreesend is, en sy wil doen, die verhoor hy. Nou dis amazing, dis nie Jesus wat dit sê nie, dis die disciples wat dit sê nie, dis hierdie ou, dis hierdie openbaring wat hy ontvang het, toe hy 'n paar oomblikke in Jesus se teenwoordigheid was, met modder aan sy gesig, maar die eindresultaat, hy kon sien, en hier sê hy, dis die godvreesende mense, dis die mense wat die Here se wil doen, wie se gebede hy verhoor. En as ek en jy wil hê die Here moet ons gebede verhoor, binne in omstandighede, selfs al gaan dit goed, as ons wil hê die Here moet ons gebede verhoor, kom ons vat hierdie blinde ou se advies, en kom ons leef godvreesend. Godvreesend beteken nie ek is bang vir hom nie, godvreesend is ek eer, en ek respekteer sy woord en sy wil in my lewe. Want die teendeel daarvan, die ander kant van daai muntstuk, is regtig chaos, is regtig 'n plek van totale onvrede, en dan om sy wil te doen. Wat is die wil van die Here vir jou? Wat is die wil van die Here vir ons as gemeente? Wat is die wil van die Here vir hierdie strandarea waarin ons bly? Ons as gemeente moet dit soek. Ek en jy, elkeen van ons moet die wil van die Here soek, want as ons die Here se wil soek, het hierdie ou agtergekom,
dan verhoor hy ons gebede. Is dit nie amazing nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanaand hierdie gesprek met die gemeente kan hê. Vir u dankie te sê dat u woord so relevant is, ook vandag nog. Here, dat ons weet dat wanneer u 'n werk doen, dan is dit die volmaakte werk. Ons hoef dit nie noodwendig te kan verklaar nie, ons verstand kan dit waarskynlik nie begryp nie, familie, vriende en ander kerkgroepe en teoloë kan dit dalk nie verklaar nie, maar as u 'n werk gedoen het, dan weet ons, dis 'n blywende werk, dis 'n ewigheidswerk in ons lewe, en ons sê vir daarvoor dankie, en mag ons as gemeente Godvreesend begin leef, en die wil van die Here soek, en die wil van die Here doen, want dan weet ons, die kanaal is oop om met u te praat, en u sal vir ons luister, en u sal doen volgens u wil, want ons bid dan ook volgens u wil. Here, seën ons gemeente, seën elkeen, by hulle huise, by hulle families, by hulle vriende, waar hulle ook al hulle self bevind. Seën vir hulle, en mag hulle lewe tot eer van u in Jesus naam. Amen. Mooi bly, lief vir julle, en 'n lekker dag. Bye bye.